net in 'n diens wil kom. Maar ek net kan gaan sit en luister. Ek wil niks sê nie, ek wil niks sing nie, ek wil niks praat nie, ek wil niks doen. Net om so saam die kinders van die Here te wees. Ons moet maar agter in die kerk sit, ek wil net dit geniet. En ek dank die Here dat ek dit geniet. Nie na die vlees nie, maar na die Gees. So saam met u te wees. Halleluja. Prys die Here. Ek, die pastoor my bel en hy sê vir my, toe sê die Here, ja, dankie. Ek het nie geweet hoe gaan dit werk, maar ek het die geleentheid gekry, net saam kinders van die Here te wees. Halleluja. Tel dit nie, sover die evangelie verkondiging aangaan, kan ek alles alleen doen. Maar het is lekker om met die gemeenskap van die kinders van die Here te wees. En so heerlik saam te sing. Ek het die woord van die Here gekry, wat ek graag aan u wil oordra, net soos die Here dit vir my gegee het. Ken jy daai koortjie, daar is krag. Ek wil net dit vanmôre sê. Daar is niks in hierdie woord wat vir jou sal werk sonder die bloed nie. Niks. Jy kan vir my sê net wat jy wil. Oorwinning, vrymaak. Noem het in die naam. Goedertierendheid, guns van die Here, al die wonderlike dinge. Daar is niks wat vir jou kan werk sonder die bloed van Jesus Christus. Halleluja. En ek het dit in my lewe gesien en ek het dit self beleef. Dit kan hoe gaan. En broer, dit kan hoe gaan. Dan sê ek, oor die bloed van Jesus. Halleluja. Prys die Here. Jezus breek al die banden in de naam. Halleluja. Prys die Here. Prys die Here. Kom ons gaan die sit. Ek sit allemaal, dankie. Prys die Here.
Ek wil net vandag iets sê. Pastoor Williams praat met my daar agter in die bidkamer. En hy praat van die ou Pinksterpredikers. Kyk, hulle is ons nie meer welkom vandag. En ek dank die Here. Ek sê dit vir almal, ek behoort nie aan 'n Pinksterkerk. Ek is in Pinkster ingebore. Wil ek het lees nie? Baie mense behoort aan 'n Pinksterkerk en nou dink jy moet Pinkster wees. Is dit waar? Maar hy is nooit ingebore in Pinkster. Dis waarom die woord sê, as jy nie weer gebore word uit water en gees, jy moet ingebore word. Want dan kry jy nie 'n afgewaterde en 'n nagemaakte Pinkster. Jy kry die egte ding. Halleluja. Pastoor se bid en praat van die grenslyne. Ek op Facebook vat hulle met die baie antwoord dinge wat ek sê. Maar die Here gee my elke keer 'n antwoord. Amen. En hulle sê weer iets oor die verskillende nasies, val die kleure. En ek sê daar, Here, maar met die mense antwoord, wat sê ek vir hulle? Wie, wat sê die Here vir my? Die siel het geen kleure nie. En die Here het gekom om Flippie Gerber te red. Hy het gekom om my siel te red. En hy sê dit geen kleur. Halleluja. Daar is net een iets wat kleur het. Wie wat is dit? Dis bloed. Ja, en die Bybel sê dat ons almal is in een bloed. Kan ek dit weer sê? Ons almal is in een bloed. Maar weet jy wat wonderlik is? Dis die enigste wasmiddel wat rooi is en hy was witter dan die sneeu. Halleluja! Amen. In die afgelope tyd het die Here met my baie gepraat oor die bloed. En ek wil net gaan vanmôre net vir u kort iets gee wat die Here vir my gegee. Maar ek onthou ek was 'n seun van 14 jaar oud. Dus ek in 'n Pinksterkerk, dit is in die AGS gewees. En die prinsipaal van die kerk, ons sit daar so op die galery, daar was 'n galery in die kerk gewees, ons sit daar op die galery, ons so 'n paar jong manne, en daar was 12 Bybelskoolstudente gewees, wat ook daar gesit het. En hy sê hierdie woorde, hy sê vir my, Flippie, dis tyd dat jy wegbeweeg van die kruis. Ek is 14 jaar oud. Here het my siel gered in Pinkster, op 'n 11-jarige ouderdom. En hy sê vir my, wegbeweeg van die kruis, sodat jy kan groei. En ek kyk om so. En ek sê, pastoor, jy kan maar wegbeweeg. Ek bly by die kruis. Hy sê my, Flippie, maar jy sal nergens kom nie. Ek sê, as ek by die kruis gekom het, het ek by alles gekom. Amen. En dit is wat vir my wonderlik is. Dat die Here in daardie stadium dit vir my so kon gee. En as ek kyk na alles wat vandag gebeur, is daar 2 dinge waaroor daar baie min gepreek word. Dis die kruis en die bloed. Amen. En dit is die grootste nadeel wat daar is, sover die mensdom aangaan. En ek gaan vir u verduidelik hoe dat in die begin met Kain en Abel, hoe dit wys absoluut op Christus. Absoluut. Want daar is een ding in my lewe wat die Here vir my gesigte gegee, drome gegee,
En dan was dit oor hierdie twee. Die bloed en die kruis. 'n Prediker kan hoe kragtig wees. Die Heilige Gees kan deur hom werk. Maar as hy nie in die bloed staan nie, dan beteken hy eintlik niks. Dis waarom die Here gesê het, baie sal kom en sê, in U naam het ons Bybels uitgegeven. En ons hardloop ons daar agterna, is reg? Nou, siekes sal julle gesond maak. Ons het siekes gesond gemaak. As ons net hoor, die Here het daar 'n sieke gesond gemaak, dan gaan ons toe. Ons het duiwels uitgedryf, ons het die evangelie gepreek, ons het geprofeteer in U naam. Wat interessant is, dat die Here Jesus noem nie een oomblik sy bloed nie. Want die wil van die Vader, hy sê, dis nie hulle wat sê Here, maar hulle wat die wil van die Vader. Die wil van die Vader is dat sy seun moet sterwe en sy bloed moet gestort word vir die redding van die siel van die mens. Al die ander dinge is bysaak. Alles. Nou, op ons wysheid moet ons glad nie roem nie. Op ons kennis moet ons glad nie roem nie. Amen. Die mense is so slim vandag, dat alles wat hulle aanvang is ons reg. Is ek reg? Ek gaan al die lieflikste kyk. Hulle lyk soos die wêreld, hulle ryk soos die wêreld, hulle trek aan soos die wêreld, hulle praat soos die wêreld, hulle drink soos die wêreld, hulle vloek soos die wêreld, hulle oreer soos die wêreld, pleeg egbreek, het verhoudings aan. Is dit die waarheid? Halleluja. Dit is hulle waarvan die woord praat, hulle het die gedagte van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloor. Maar wat is die krag van die saligheid? Is die bloed. Halleluja. Dat is niks anders nie. Is die bloed van Jesus. Ek wil net iets lees in Genesis 4 en in Genesis 3. Hier was vir my baie mooi. Hy sê die 21ste vers, hy sê, en die Here het vir die mens en sy vrou hokke van vel gemaak en hulle aangetrek. So was dit weer Adam en Eva wat hokke gedra. Waar lees jy dit? Daar. Gaan bietjie na die Engelse Bybel toe. Hy sê God het vir hulle garments gemaak. En vroeger jare het hy het gekry, praat hulle van lady garments, skryf. En gentleman garments. So die Here het vir die vrou 'n kleed gemaak en hy het vir die man 'n kleed gemaak. Reg in die begin. Deur wat? As gevolg van bloedvergieting. Adam en Eva het hulle skorte aangehad, maar die Here sien hulle as naak. Amen. Ek het 'n boodskap wat ek preek. Die dag as die Here verskyn, sal die skorte verdwyn. Baie Pinkstermense se skorte sal die dag verdwyn as die Here kom. Want hulle dink hulle skorte maak hulle toe. Nee, die Here gee vir jou 'n kleed om aan te trek. En baie interessant, die kleed wat die Here vir Adam en Eva gegee het, kom as 'n gevolg van 'n bok wat se bloed vergiet is. En die woord sê, sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. Toe die Here daardie bok slag en die bloed word vergiet, dan kom daar vergifnis vir die mens aan. Halleluja. En die Here maak velle vir die mens. Uit die velle maak hy vir hulle klere om hulle toe te maak. Halleluja. Maar in Brug vandag loop die Pinkstermense, hulle trek ons al meer uit. Is dit reg? Is dit die waarheid? Hulle trek ons al meer uit. Amen. Die Here het hulle toegemaak. Ek weet hierdie prentjie wat hulle het van Adam en Eva in die tuin, en hulle is naak, is 'n leuen. Was dit maar, hulle was naak volgens die vlees. Maar niemand het hulle ooit naak gesien nie. Weet jy waarom? Hy sê wat? God het die mens gemaak. Is reg? Hy het hom 'n weinig minder gemaak as die engele.
hom met heerlikheid bekleed. Dink jy nou vir een oomblik dat enige een kon Adam en Eva se naaktheid sien? Nee, want die Here het hulle met heerlikheid bekleed. Halleluja. Oh, halleluja. En nou sê Paulus, hy sê ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van die Here. Amen. Maar die bloed van Jesus kom en hy vat my sonde weg. En die Here gee die heerlikheid terug. Halleluja. Prys die naam van die Here. Oh, halleluja. Wat bewerk dit alles? Die bloed. Niks anders nie. Die bloed. Want dit bloed kan die sonde wegneem. Oh, halleluja. Maar nou ja, ek denk as jy een van hulle is wat gedagte van godsaligheid het, dan is jy naak. Amen. Halleluja, dan is jy naak. Halleluja. Ek wil net gou hier iets lees in Openbaring. Prys die Here. Kan ek vir u vra, wie van u bid en sing, Here, was my rein die bloed? Wie van julle sing? Kan ek vir jou vra, het die Here jou gereinig en gewas in sy bloed? As hy, steek ek jou hand op, ek wil kyk. Nee, kom ek hier, steek jou hand op, ek wil kyk. Ek wil nou vandag vir u sê, as jy dit nie glo nie, dan die Here jou rein was en skoonmaak deur sy bloed nie, gaan jy 'n sukkelende kind van die Here wees. Jy gaan sukkel met alles. Amen. En dan kom jy by die Here en sê, Here, ek is moeg. Waarom is jy moeg? Jy glo nie wat ek sê oor my bloed nie. Here, ek voel ek kan nie meer aangaan nie. As jy by die bloed bly, en jy het gesonde bloed in jou, dan het jy 'n gesonde gees ook. Halleluja. Maar broer, as jy bloedarmoede het, wie van julle ken bloedarmoede? Amen. Nou moet jy weet, as jy bloedarmoede het, so ver die Here Jesus aangaan, sy bloed aangaan, broer, wat 'n ellendige geestelike toestand is jy. Jy kan op die top van jou stem skree, halleluja. Broer, daar sal niks in beweging. Halleluja. Ek wil nou vandag vir u sê, die dag wanneer die Here jou siel red, en hy verlos jou van die sonde en hy maak jou vry, dan gaan jy deur die bloed in Christus. Kan ek net iets vra? My pa het vir my iets gesê eendag, weet, in die kerk het hulle my vreeslik aangeval. En ek sê niks nie, my pa sê vir my, toe ek met hulle praat, ja, jy is nie 'n gerber nie. Want jy laat die mense op jou trap aan. Ek sê, ja, prys die Here, ek is nie meer 'n gerber nie, want ek het 'n bloedoortapping gehad. Halleluja. 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 Dit meen, ons word verbind met die bloed van Jesus. Die dag as die Here my red deur die kosbare bloed van die Lam. Halleluja. En ek wil net vir u sê, vir iets wat wonderlik is, die erfgename is alleen bloedverwante. Kan ek dit weer vir jou sê? Hy sê, ons is erfgename van God. Is dit waar? Mede-erfgename van Jesus Christus. Hoe het ons dit reg gekry? Deur die bloed, halleluja. Halleluja. Dis waarom my naam geskryf word, en jou naam geskryf word in die boek van die lewe van die Lam, broer, want die bloed het dit daar van my geskryf. Halleluja. Prys die Here. Hy praat ons van 'n Nuwe Testament. Die Ou Testament was niemand bloedverwant met Christus nie, want hy was nog nie daar.
Halleluja. Nuwe Testament kan jy 'n bloedverwant word, 'n erfgename bring, wat niemand kan verander nie. Prys die Here. Maar ek wil 'n skrifgie lees. Hy sê in Openbaring 7 vers 14. Nou wanneer ons gaan kyk na die 9de vers, dan sien ons, hy sê, daar was 'n menigte uit elke nasie, stam, volk en taal. Halleluja. Hy sê, hulle het gestaan voor die troon. Hulle, van jou bekleed in wit klere. Prys die Here. Kan ek jou vra, as jou kleed wit? Is jou kleed wit? As jy by die huis is en jou klere laat fyn, wie moet die wasgoed was? As die Here die middel gegee het, sodat jou kleed kan wit bly, wie moet hom was? Die Here het jou een keer gereinig. Van daaraf is dit jou werk om jou kleed skoon te hou. Hoor wat sê? Sê die mooi woorde in die 14de vers. En ek sê vir hom, Heer, u weet dit. Hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Oh, halleluja. Wie se werk is dit? Hoe is die pastoor sinne? Jy sal saam met hom jou toe gaan. Die pastoor moet sorg dat hy sy kleed wit. En hy moet vir die gemeente preek, sodat hulle deur die bloed hulle klere wit hou. Halleluja. Want broer, as jy hierdie bruilofskleed nie aan het nie, gaan jy dit nie maak in die ewige lewe nie. Ja, maar wat weet ek, wat is verkeerd in my lewe? Maar die persoon wat altyd vir jou sal sê, wat jy verkeerd doen, is die Heilige Gees. Want hy sal die mens oortuig van sonde. Amen. Nou hoor jy, pastore bid agter in die bidkamer, of die ouderling of die diaken bid in die bidkamer, en hy voor die diens begin, en sê, en Here vergewe ons sondes, dat in die skuilhoekies van ons hart is, waarvan ons niks weet nie. Kan mense so lief? Kom, wie van julle het dit al gebid? Nou, hy weet nie waarvan ek niks weet, Here. Kom nie. Jy weet, ek heb so diep weggewerkt, dat die duivel weet nie is van my, as ek reg. Daar is een ding wat jou altyd, die Bybel sê, die Heilige Gees en my gewete getuig saam. Halleluja. En as jy gered is, gebruik die Heilige Gees jou gewete om jou te oortuig van dit waarvan jy verkeerd gedoen het. En daar is net een wat dit kan regmaak, en dis die bloed van die lam. Halleluja. So ek wil vandag vir jou sê, jy moet sorg dat jou kleed wit bly. Ek het een dag nadat ek 22 dae gevas het, die Saterdag aan, toen trek weer my in die gees weg, letterlik in die gees. En dan stap hy op plek en hy engel keer my voor, en hy sê my, kom gauw achter my aan, en hy stap hier in 'n kamer in. Sal ek nooit vergeet nie. En toe sy kyk te sien, ek wit klere, hulle hang soke ry, en ry, en ry. En hy sê vir my iets baie mooi. Hy sê vir my, die dag wanneer jy gered word, en die word gewas in die bloed, gee die Here vir jou 'n wit kleed. Halleluja. Nou moet nie dink jy die wit kleed gekry om 'n oorlog voer. Weet, geestelike oorlog voer. Waar kom die mens aan? Die Here trek vir jou mooi wit kleed aan, en nou gaan jy oorlog daarmee maak. Ja, jy gaan daai kleed van jou vuil maak met die duiwelse werke. Maar in elk geval, nou kyk ek so af, en hy sê my, kom stap saam met my. En dan stap af, en hy is nou dan, nog vat hy die klere so weg, en sê, hy sien jy die kleed? Hy is gerimpel, hy is bevlek, en hy is besoedel.
een van my kinders wat op aarde is, wat sy kleed nou so lyk. Want hy het lanklaas sy kleed gewas. In die bloed van die lam. So, die draai nie eers daarbo. Jy moet sorg dat jy hom skoon hou. Halleluja. Want as jy hom nie skoon hou nie, gaan jy nie 'n wit kleed kry eendag nie. Want net die wat hulle kleed skoon hou, sal met wit klere bekleed word. Sê nie so in die Openbaring nie. Halleluja. En elke slag, stam, nasie, taal, hulle wat onder die troon is, aan hulle is wit klere gegee. Halleluja. En ek is die Here so dankbaar. Hy hang reg vir my. Amen. Hier op aarde het ek 'n stryd om te stry, ou broer. So waar? Maar die Here het my toegemaak. Halleluja. Prys die Here. En die Here praat toe met my oor hierdie skrif in Genesis. Ons almal ken hom. Daar's 'n skrif in Jesaja wat sê, daar's 'n paar skrifte wat die woord van die Here sê, in die begin het ek die einde aangekondig. Dit meen, daar in die begin, dit wat met Adam en Eva gebeur het, en Kain en Abel, in daardie tyd, daardie dinge, het die einde aangekondig. Dit was nie die begin nie. As jy gaan lees, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Is ek reg? Wanneer was dit die begin gewees? Hy sê, in die begin. Wie is die begin? Wie is die begin? Christus. Hy is die begin en die einde. En God het alles in die begin gemaak. In sy seun, deur sy seun, tot sy seun, vir sy seun. Hy het alles in die begin gemaak. Dit beteken nie in die begin van 'n tydperk nie. Hy het alles in Christus, want hy sê dit ook. Hy is die begin van die skepping van God. Halleluja. En nou sê hy hierdie woorde. Toe Kain nou vir Abel doodgeslaan het. Toe sê die Here in Genesis 4 vers 9 vir Kain, waar is jou broer Abel? Halleluja. Wanneer as die Here vir ons moet vra, waar is ons broer? I'm on the glory road. Heaven is now. Nee, maar jy mag gaan. Skryf. Amen. Hoor wat sê, waar is die broer? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? Hoor wat hy antwoord, is ek my broer se wagter? As die Here jou siel gered het, dan stel hy jou as 'n wagter aan oor volgende siele. Amen. Maar hy gaan verder en hy sê die woorde. Hy sê die 10de vers, en hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Waar is die? Die stem van die bloed. Oh, halleluja. Die stem van die bloed. Dit meen jou bloed kan praat. Oh, halleluja. Dit net as jy gereinig is deur die bloed van die lam. Daar is 'n stem wat uit daai bloed uitkom, wat met jou praat. Oh, halleluja. Halleluja. En ek wil vir jou sê, as jy gewoond geraak het daaraan, kan jy nie eendag deurgaan, as jy nie die stem van die bloed van Jesus nie binne hoor. Halleluja. Glory. Prys die Here. Hoor wat sê die woord. Hy sê, daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond, wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. Baie interessant. En dit is dat die bloed van Abel, die grond, het daar die bloed ingedrink. Is ek reg? Maar hierdie stem, hierdie bloed, het 'n stem
En hierdie bloed wat in die grond ingedryf het, roep na God in die hemel. Dit het die Here sê vir Kain, ek het jou broer se bloed se stem gehoor in die hemel. Hy sê, maar sy bloed wat nou op die grond is, het jy uit jou hande vir die aarde gegee. Halleluja. Nie vir iemand anders nie. Nie vir, namens iemand anders nie. Hy self, Kain, het die bloed van sy broer in die, wat het sy in Abel se, Kain se hande is, dit het hy aan die aarde gegee. En die Here sê, daar is bloed se stem, roep na my. Halleluja. En wat vir my hier baie beteken, is dit, dat reg van die begin af, toe die mens sondig, die eerste handeling wat God gedoen het, praat dan nie van die vervloeking wat hy gedoen het, was 'n bloed handeling. Toe hy opslag, toe spreek daar die bloed. Weet van wat? Toe spreek daar die bloed van vergifnis. En Abel se bloed wat na die Here roep. Wat dink jy het Abel se bloed geroep? Wat dink jy het hy geroep? Vergewe my broer. 'n ware kind van die Here. Het jy al gehoor van martelare? Die een wat besig is om hulle dood te maak en hulle word gesny terwyl hulle bloed uitvloei. Dan sê hulle, Here, vergewe hierdie mense. Die bloed roep vergifnis. Halleluja. 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 Maar in die Nuwe Testament, dit is soos wat die Here dit vir my gee, was dit vir my wonderlik. Hy sê in die woord van die Here, en dit is dat Kolossense 1 vers 20, en dat hy deur homself alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van die kruis. Hy sê, ek sê deur hom die dinge op aarde, sowel as die dinge in die hemel. Wat het versoening gebring? Die bloed van die kruis. Halleluja. Wat het vir Kain vergifnis gebring? Die bloed van sy broer. Halleluja. En hierdie is vir my so iets wonderliks. Dis waarom daai dag toe die pastoor sê, jy moet wegbeweeg van die kruis af. Here, hoe kan ek wegbeweeg van die kruis af? Want die woord praat van die bloed van die kruis. Halleluja, dit meen as ek van die kruis af wegbeweeg, beweeg ek weg van die versoeningsbloed, die bloed van die kruis. Amen. Ek wil weer die verse aanhaal, want dit is vir my mooi toe die Here dit vir my wys. Hy sê, is dit my wagter se broer? Is dit my broer se wagter? Nou ek wil vir u iets sê, dat die Here Jesus is ons wagter. Halleluja. Want hy kan nie sluimer of slaap nie, maar hy is wakker oor sy woord. Hy waak oor ons, en hy beskerm ons, ensovoorts. Amen. So hy is ons wagter. Halleluja. Halleluja. Alhoewel ek wil net verder lees, ook weer die woord. En hy sê die woorde, wat het jy gedoen? Weet jy, ek het lees, toe sê ek, Here my God, daar was een man wat in verwarring was. Dis Pontius Pilatus. Hy het hier ondervra.
probeer om te kyk of hy Christus op 'n plek kan kry dat hy nie gekruisig word. Want hy sê, ek wil nie sy bloed op my hande hê nie. Amen. Waarom? Waarom? Dit wat hier gebeur het in Genesis, het presies gebeur by die kruis. Hy sê, wat het jy gedoen? Hy sê, daarom sal jy vervloek wees. Baie interessant ding, dat die vervloeking het gekom, voordat die Here die bokke geslag het, en daar bloed vergieter was. Dit meen, na die vervloeking, het die Here laat bloed vloei, wat tot vergifnis van hierdie mense oortredinge en sonde kan wees. Ek meen, dis 'n teebeeld wat wys op Christus. Maar wat vir my goddelik was, en dit is dat, waarom Pontius Pilatus Christus nie wil laat kruisig nie? Want hy het geweet, as hy dit doen, sal sy bloed op sy hande wees. Amen. Halleluja. En dan wil ek net vra, het die bloed van Jesus van die aarde afgeroep na die Vader? Het die bloed van Jesus van die aarde afgeroep? Hy sê op 'n plek, hy sê, sodat julle kan weet dat ek mag het om sondes te vergewe. Die vergifnis kom al van Adam en Eva af. Maar daar is iets in die Nuwe Testament wat net in die Nuwe Testament werk, en dit is die reiniging van sonde en die wegneem van sonde, wat die bloed van stiere en bokke en van Abel nie kon doen nie. Net die bloed van Jesus kon dit doen. Halleluja. Waarom? Want hy was sonder sonde. Dit meen, sy bloed het geen sonde in hom gehad nie. Halleluja. Maar weet jy wat gebeur aan die kruis? Hy is deurbore van my, terwille van my en jou oortredinge. Terwille van die sonde was die straf op hom gewees. Amen. En toe hy aan die kruis hang, het sy bloed in my en in jou hande beland. Net soos Kain en Abel. Want ons het die werk gedoen om hom aan die kruis te sit. Ons het hom vastgenaal aan die kruis. Nie iemand anders, ek en jy. Amen. En hierdie ding was vir my so wonderlik gewees. Hy sê die grond het wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer in jou hand te ontvang. Oh, halleluja. Die kruis, toe hy aan die kruis hang en die bloed loop so oor die kruis, toe ontvang die kruis die bloed van Jesus van ons hand af, want ons het hom daar gesit deur ons oortredinge. Halleluja. En wat vir my hier kragtig werk is dit, dat die kruis, die aarde, die grond wat nie kan praat nie, toe die bloed intrek, toe praat die grond. Toe die bloed in die kruis trek, toe spreek die kruis. En hy spreek tot vandag toe. Glo jy dit? Dis waarom dit genoem word, die bloed van die kruis. Halleluja. En hierdie is vir my wonderlik, halleluja. En dit is dat, hy sê, ek weet, ons, deur ons hande, en die kruis die bloed ingedruk. En hy gespreek. En daarom sê Paulus, en ek gaan dit vir u lees, hierdie mooie woorde, in 1 Korintiërs, halleluja, 1 Korintiërs,
vanaf die 17de vers. Kom ons kyk nie wat doen Paulus. Ek dink Paulus het geweet dat Abel en Christus, die bloed het dieselfde gewerk. Die bloed het elke keer geroep. En hierdie keer roep die bloed van die kruis. Hoor wat sê die woord daar? 1 Korintiërs 1 vanaf vers 17. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie. Nou ek wil nou vandag vir u sê. As daar ooit 'n ewel gekom het in die kerke, is dit hierdie doopdienste. Dis waar. Want hulle sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Dit meen is al, jy moet net glo en jy laat doop sal nie gered word. Die Here Jesus sê so. Maar hy sê heel eerste, hy wat glo. En as jy die bloed nie glo nie, sal jy nooit gered word nie. En ek is jammer vir almal, maar jy moet eers deur die bloed kom. Halleluja, voordat jy jou kan laat doop. Maar hoor wat sê Paulus? Hy sê man, die Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Halleluja. Dat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. Wat sê hy vir ons? Luister na die woord van die kruis. Halleluja. Hoor 'n bietjie wat sê hy vir. Baie mense ek wens nie lief van op 'n stuk koortjie. Nou die koortjie kom nie by die kruis. Halleluja. Daar is plek by die kruis vir jou. As ek sit aan Jesus voete, waar? By die kruis. Halleluja. Maar hoor wat sê Paulus verder. Hy sê van die woord van die kruis. Ja, ooit al gedink, die woord van die kruis. Dit meen, die kruis spreek. Paulus sê dat die woord van die kruis moet nie verydel word nie. Dit meen, ons moet pas op, dat ons dit nie een kant bestoot nie. Dan gaan hy verder en hy sê die woorde. Hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verloren gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Halleluja, dit is die bloed van die kruis wat met ons spreek, halleluja, dit is die krag van God. Kom ons sê nou vandag vir jou, geen een van ons sou ooit kragtig geword het, as dit nie vir die bloed was. Halleluja, 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 oh, prys die Here. Halleluja. Oh, halleluja. Prys die naam van die Here. Daar is krag, wonderbare krag. Halleluja, die dierbare bloed van die naam. Ek het vir mense wat op die bed gelê, wat hulle gesê het, is dood. Stap ek in die plekke in. Dan hang die dood, dan is sy plek vol, hy huis. Dan is die plek in, wat allemaal kom om te vertroos. Een plek gestaan in die Kaap. Ek staan daar so en ek sê, oh, Here my God, dis die dood. Dit hang so. Jy voel daar die benauwdheid, jy voel daar die doodse. En ek vat my optrek na 4. En die Here sê my, begin sing. Daar is krag. Halleluja. Gloei dit vir my. Gloei dit werkelijk. Daar is krag, wonderwerkende krag. In die bloed van die lam. Halleluja. Halleluja. En ons sing, daar is oorwinning. Waarom voel jy so pijn dat jy nie oorwinning is nie? Jy bloedarmoede. Amen. Waarom voel jy so swak? Jy bloedarmoede. Waarom voel jy so ellendig? Jy bloedarmoede. Waarom voel jy
Oh, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Glory to God. Dat is krag in die bloed. Oh, verstaan dit is die Here. Ek glo dit met my hele hart. Daar is krag in die bloed, hallelujah. 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 Oh, praise the Here. Hallelujah. Praise the Here. Oh, je kan gauw zitten. Praise the Here. Dan wil je opstaan. Halleluja. Halleluja. Maar ons staan in die vertrek. Daar was 'n suster gewees. En sy, toe by die kamers en deur instap, ek moes die mense wegtrek om in te gaan. Die suster vir ons, sy as 'n suster gewerk. Dat is klaar, is verby met hom. Want ek nou klaar sy testament gelees en van alles, en hy's weg. En toe ons kom, my vrou het hom net so gekyk, want sy het in die hospitaal gewerk. En sy sê vir my, is klaar, maar die Here sê, moet jy sing? Daar is krag in die bloed. Sing, daar is oorwinning. Sing, daar is genesing. Oh, halleluja. Weet jy waarom is daar genesing deur in die wonde van Jesus? Weet jy waarom? Want die bloed het deur in die wonde gevloei. Halleluja. En ons sing daar die koortjie. Hy het kankerien gehad. Hy het 'n droom gehad. Sy 2 bene is in 'n oond wat bak. Die kankerien het tot by sy knie gekom. So lê op die bed. En hy sê dit pad toe. En ons sing daai koortjie en 'n broer toe sy koortjie die 3de maal vat daar is krag. Vrede lig hier toe. Ek het nie nodig gehad om die dood te bestraf. Ek het vir hom gesing. Daar is krag in die bloed. Halleluja. Jy weet ons allerhande snaakse goed. En wil die reen dat, nou moet ons so maak. En dat hy in die ons en nou moet so maak. Halleluja. Maar in die naam van Jesus staan op en op. Sing vir hom. Daar is krag in die bloed. Halleluja. Amen. En dit is wat vir my so wonderlik is, broer. Toe dit breek, totaal die gees van die Here. En weet jy wat wonderlik is? Stap na hom toe en ek sê, Here, dankie. Daar is krag in die bloed. Here, laat hier die man terugkeer. En broer, terwyl ek nog so vir hom bid, toe kom hy reg op die bed. Volgende dag is hy dokter toe. Is al wat oorgebly het van die kankerien is 'n swart kolletjie op jou vas. Verder is hy witte, broer. Halleluja. Want daar is krag in die bloed van Jesus. Amen. Halleluja. Prys die Here. Broer, en dis nie die eerste keer gewees. Ek het hoeveel keer in my lewe vir mense gebid. Eendag van 'n 70 adventiste aan die gebid. Sy was Pinkster. Sy wil niks met Pinkster doen, maar sy opgehou om tale te praat. Sy, die Heilige Gees, want hulle glo ons nie in dit. Ek weet, as jy dood is, dan is jy ons nou eenmaal in die dood. Nou doe jy ook aan niks glo nie, is dit reg? Amen. Hy is dood, broer. Halleluja. Hy moet eens by die lewe uitkom. Hy moet sy 7de dag los. Amen. En hy moet by die Sabbat rustig uitkom, Jesus Christus. Halleluja. Maar as ons staan daar op my bed, en die dominee is ook daar so. Nou, hulle het nou klaar gebid, jy weet so. Maar as ons staan weer so op die bed, en hy tannie lê daar so ook in die dood op. Broer, ek was begin sing, daar is krag. Ek wonder, die mense
mense is vandag, vir al die Pinksterkerke, hulle is so op soek na krag. Nee, die Here moet hulle toch net gebruik. Sieke. Want as die Here nou hierdie sieke gesond maak, dan is Flippie Gerber nou iets geskrek. Halleluja, dan is hy nou die evangelis, en hy is nou die prediker, en hy is dit, en hy is dit, halleluja. Dan loop hy ook so met 'n stewige nek rond, dis reg. Amen. Halleluja, Vader is daar met kerk, op 'n reisstoel kom, en hy op 'n reisstoel kan opstaan, en praise die Here. It's me, I am. Weet mos die I am wat ons is. Ja, dis die dood in die pot. Die I am. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. En ons daar en ek allemaal my trek af hier. En ek sê, daar is krag. Toe was van op, toe ruk die gees van die Here reg op het. En sy spreek in 'n hemelse taal, wat sy jare was het gespreek. Toe is die krag van die Here daar. Halleluja, broer. Toe het ons herlewingsweek gesê, daar jou siel kan lewe. Amen. Maar weet jy, daar is krag. Wonderbare krag in die dierbare bloed van die Lam. Halleluja. En weet jy wat vir my die wonderlikste, wat die bloed van die kruis, dit wat uit ons hande in die kruis ingetrek het. Ek wil amper sê die kruis het sy mond oopgemaak en hy het hierdie bloed ingetrek. En hierdie bloed het tot die Vader gespreek. Weet jy wat gebeur? Ek sê, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen. Halleluja. En deur hierdie bloed van die kruis word ons alleen met God versoen. Maar weet jy wat die wonderlikste van alles is? Abel kon dit nie doen nie. Maar Jesus, toe hy opstaan uit die dode, toe vat hy sy bloed na sy Vader toe. Halleluja! Iemand het daar my gesê, jy praat so oor die bloed, maar jy weet nie dat bloed uitdroog en uitdraak. Jy sê vir my, jy spreek verkeerde bloed. Halleluja! Halleluja! Daar is 'n heilfontein van bloed daaroor. En vloei dag en nag. Glory, halleluja! Halleluja! Plaatslik! Halleluja! Toe hy met die Vader kom met sy eie bloed, weet jy wat doen die Vader? Hy stel hom in die hemel voor, in sy bloed. 'n lam wat geslag is op die aarde. En Romeine 5 sê, en God het hom in sy bloed voorgestel, eers aan die kruis, aan die wêreld in sy bloed. En toe hy opgaan met sy eie bloed, die broer, toe staan hy in die middel van die troon, 'n lam wat geslag is. En wat is dit? God die Vader stel hom in die hemel voor, in sy bloed. Halleluja! Halleluja, daar is net iets wat hemel en aarde kan teergaan, sonder dat enige iets dit kan terughou, broer. En dis die bloed van Jesus, dit kan oorgaan. Halleluja, wat is kragtig, dit maak skoon, dit rein. Halleluja, prys die naam van die Here. Oh, halleluja. Ek gaan afsluit met dit. As nou in Franse dienste. Broer, daar die mense is so gered, hulle weet van God is en God niks. Daar robots vloei. Is al wat die dag gekry het is apostel, priesters. En een apostel, priester, hy laat my kom, hy wil met my praat. En hy, want die Here red, en die Here loop in die Heilige Gees, die Here maak vry, die Here maak gesond. My tent staan in versoek, en ek sit by hom, en ek so, my broer, hy so wit tasse. Ek sê, nou wat het jy daar aan? Hy sê, das. Ek sê, die Bijbel sê,
Dis die blindes wat die blindes lê. Ek sê, maar jy het 'n verkeer. Jy praat so op jou nek. Halleluja. Ek wil net weer op my boodskap testen. Dus sê, jy's 'n blinde, broer, daar is jou kierie. Ek sê, maar dit beteken vir Here God niks. Dan wil jy so met my kom praat. Sê dat jy jou bekeer tot die Here. Amen. Maar ons het 'n saamdiens aan Robertsvlei. En as jy nooit vergeet by die uitnodiging, toe nooit mense uit dat gered word en so aan. En die gees van die Here, dit wil nie deurwerk nie, want daar is verskillende gelowe. En ek sal nooit vergeet, ek draai om na die gordyn van die verhoog. As ek die platform hoor, en ek kniel neer en ek sê, my God, ek vra u net een ding. Net een. Ek vra net een druppel bloed. Oh, halleluja. Here, net een druppel bloed. Hoe sê hy nie? Een druppel bloed kan red my siel. Maak my gebroke hart weer heel. Een druppel bloed uit sy genade was vir my betaal. Golgotha, halleluja. Ek sê, Here, net een druppel bloed. En die Here sê, draai om en kyk. Daar was 2 manne gewees. Hulle kon nie oorwinning kry nie, hulle kon nie. In die gees deurbreek jy niks nie. En ek draai om en ek sien hoe op elkeen se hoof 'n druppel bloed val. Toe dit aan raak. En raak te breek die gees van die Here oor my. Halleluja! Halleluja! En broer, dan hierdie so juig, hierdie 2 manne, want dat is nou vry, broer. Wat is die bloed se werk? En die bloed doen dit. Toe hoor 'n meisiekind skree, 'n jong dame skree. Sy roep uit, ek kan sien. Toe daar 2 druppels bloed, elkeen is so val. Broer, toe red die Here nie net nie. Toe maak die Here die siekes gesond. Halleluja. En die Here breek die bande. 2 druppels bloed, halleluja. En broer, agterna te hoor ons. Hy kan sê, ek het 6% sien gehad. Sy het so 'n dik bril. Sy sê, maar in die volgende oomblik, toe kon ek niks deur die bril sien nie. Sy sê, toe kom afblik, toe kan ek sien. Halleluja. 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 Glorie in die krag van die bloed. Glorie in die oorwinning van die bloed. Halleluja. Keer terug na die bloed toe. Halleluja. Keer terug na die bloed evangelie. Amen. Oh, halleluja. Halleluja. Sê vanmorgen, sê Here, ek het dit nodig. Vra vir die Here net een druppel. Oh, kom ons staan op ons voete. Halleluja. Oh, halleluja. Sing daar hier, daar is krag. Ons sing eers stadig hoor. Daar is krag. As jy voel jy met die voorkop tinkel.
jy wat die Here ken, wat sy bloed ken, stap ek kom dit vir die mense hier. Halleluja. Kom lê jou hand op die mense, halleluja. Want alles krag, wonderbare krag, kom ons gaan saam bid. Oh, halleluja. Dorabasharaman. Ja, wonderbaar oorwinning. Vergeneesing, verwerping en verkrag. Halleluja. Oh, halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja. Dankie Here Jesus dat U toewerk. Dankie vir die kosbare bloed. Prys die Here. Halleluja. Oh, halleluja. Prys die Here. Dankie Here Jesus, ons prys U. Halleluja. Oh, halleluja. Ons sal vinnig saam. Daar is krag. Krag.